Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Die Papier Praat. Ek is Daniella van Heerden. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Môre is Vrydag, wat beteken dat daar weer 'n splinternuwe uitgawe van Die Papier landwyd op die rakke is. Hier is enkele stories waaroor jy kan lees. Oud-minister Naledi Pandor se uitlatings oor 'n nuwe Akademia kampus ontketen 'n heftige debat. Die VF+ in Tshwane word ontwrig deur tweespalt. Ons het vir jou foto's van die sneeu wat die land die afgelope paar dae laat bibber het. Nieu-Seeland speel die naweek vir die eerste keer in 50 jaar weer op Loftus Versveld, dit in die Greatest Rivalry reeks. In sake nuus kyk ons onder andere na die toename in digitale bankmisdaad en die Reservebank se planne vir goedkoper onttrekkings by kitsbanke. Ons het oudergewoonte ook vir jou sportnuus. Jana Swart, dit is ons sportaanbieder, gesels oor die jongste verwikkelinge in die Greatest Rivalry reeks. Dan het ons ook vir jou nuus oor die naweek se Currie-beker kragmetings, skole rugby en vroue rugby. 'n Heftige debat het losgebars oor private moedertaalonderrig in hoër onderwys, dit na uitlatings deur Dr. Naledi Pandor, 'n oud ANC-politikus. Sy het die bou van Akademia se nuwe kampus van R3,2 miljard in Pretoria Oos as onaanvaarbaar en 'n gevaar bestempel. Sy sê dat die projek Suid-Afrika agteruit laat gaan en historiese magstrukture laat behou, terwyl die land se nalatenskap van apartheid probeer te bowe kom. Flip Buys, dit is die voorsitter van die Solidariteit Beweging, sê hulle steur hulle nie veel aan Pandor se uitlatings nie. Lees meer oor hierdie debat in môre se uitgawe van Die Papier en ook op ons webwerf, dit is by diepapier.co.za. Die interne twis in die Vryheidsfront Plus in Tshwane het so uitgekring dat die party se nasionale leierskorps gedwing is om in te gryp. Grandi Tennyson, die leier van die party se Tshwane Caucus, is Samir uit sy rol verwyder. Die konflik spruit hoofsaaklik uit 'n omstrede grondtransaksie in Groenkloof en die rol wat Willie Spies, wat aangewys is as die VF+ se Tshwane burgemeesterskandidaat, daarin speel. Spies is nie tans 'n metro-raadslid nie. Tshwane is van groot strategiese belang vir die VF+. Die party het 17 verkose raadslede in die metroraad, wat dit verreweg hulle grootste plaaslike caucus maak. In môre se uitgawe van Die Papier berig ons volledig oor die implikasies van hierdie moontlike skeure. In die Greatest Rivalry reeks speel Nieu-Seeland die naweek vir die eerste keer in 50 jaar weer op Loftus Versveld. Noord-Transvaal het die All Blacks op 21 Augustus 1976 met 29-27 geklop. Die All Blacks is egter slaggereed vir Saterdag se kragmeting. Die voormalige All Black kaptein Richie McCaw het van dese week in 'n leierskapsgesprek in Sandton gepraat oor die kopskuif wat hy en sy span moes maak na hulle vroeë uitskakeling in die 2007 Wêreldbekerreeks. Dit het gelei tot 2 agtereenvolgende oorwinnings in die 2011 en 2015 Wêreldbekerreekse. Kind of little things we talk around is anything worth achieving or going after in life, but certainly in sport, is going to be uncomfortable. There's going to be times that it gets pretty niggly and uncomfortable. And so we need to be comfortable being uncomfortable. But what we've done is we've tried to make things as smooth as possible in the lead up, We had great management who just took away all our obstacles. They took away everything. We just wanted to be nice and smooth. We wanted trainings to be nice and, slick and smooth. But that's kind of counterintuitive. We needed to actually deal with chaos, deal with things coming at you that are unexpected to be able to get better at it. So we had to change those sort of things, which started to, it was a bit annoying at the start, but it made a difference, I think. En so sê die voormalige All Black kaptein Richie McCaw. Suid-Afrikaners het die afgelope paar dae omtrent geklappertand weens 'n uitsonderlike koue weerstelsel. In môre se uitgawe van Die Papier verduidelik weerkenners wat die koue front so besonders gemaak het en ook hoe dit moontlik kan sorg vir meer reën in die Wes-Kaap, wat 'n uitsonderlike droë Julie beleef het.
Volgens data van die Suid-Afrikaanse Weerdiens is slegs 14,4 mm reën in Julie by Kaapstad se lughawe aangeteken. En dit is die laagste syfer sedert Julie 1958. Dit is slegs sowat 16% van die jaarlikse gemiddelde reënval vir die tydperk. Van dese week se goeie reën in die Kaap is wyd verwelkom. Talle dele van Suid-Afrika was ook met 'n sneeukombers bedek. Dit dan enkele belangrike sake waaroor ons berig in van dese week se die papier. Jy kan ook meer lees oor die noodsaaklikheid van koalisiewetgewing vir Suid-Afrika se politieke landskap. In ons profiel stel ons jou voor aan die aktivis Barend Legrandsie. Lees meer oor Corlia, en die gewilde sosiale media persoonlikheid wat ook heerlik met haarself spot. En, soos altyd, is daar hoogtepunte uit plaaslike en internasionale nuus, lekker resepte, rubrieke en meningsstukke vir elke smaak en 'n speletjiesblad. Daar is ook 'n skolesportblad en 5 bladsye se sportnuus. Nou 'n kykie na sakenuus. Digitale bankmisdaad bly die grootste finansiële bedreiging vir Suid-Afrikaners. Volgens die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingseentrum, of SABRIC, se 2025 jaarverslag het aangemelde verliese in 2025 tot 2,4 miljard rand gestyg. In 2024 het verliese ongeveer 1,9 miljard rand beloop. Volgens die verslag het banktoepassingsverwante bedrog vir meer as 70% van alle aangemelde digitale bankverliese gesorg. Bankkaartmisdade het met 18% gestyg tot 1,7 miljard. Tradisionele bankmisdaad het egter gedaal. Aanvalle op kitsbanke het met 46% gedaal, terwyl kontantverliese wat met die aanvalle verband hou, met 63% gedaal het. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank oorweeg dit intussen om nuwe, handelsmerklose kitsbanke landwyd in te stel, wat dit goedkoper sal maak vir kliënte om kontant te onttrek. Laer inkomste huishoudings, informele markte en landelike gemeenskappe maak veral staat op kontant. Want volgens die Reserwebank word kontant steeds in meer as 2/3 van transaksies gebruik en sal die handelsmerklose kitsbanke help met die verspreiding van kontant in laer inkomste gebiede. Werkloosheid onder mense tussen 15 en 34 jaar staan nou op ongeveer 45,8%. Volgens Statistieke Suid-Afrika is 8,5 miljoen mense in Suid-Afrika nou werkloos. Die land se amptelike werkloosheidskoers het in die tweede kwartaal van 2026 tot 33,6% gestyg, wat die hoogste vlak in 4 jaar is. Volgens die kwartaallikse arbeidsmagopname van Statistieke SA het die getal werklose mense met byna 350.000 tot 8,5 miljoen toegeneem, terwyl die getal poste met 16.000 gedaal het. Volgende aan die beurt, nuus uit die res van die land, en dit is soos verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. Die tragedie rondom die dood van 2 tieners van St. Stithians het Suid-Afrikaners gedwing om kennis te neem dat rykdom en bevoorregting kinders nie beskerm teen geweld, trauma of destruktiewe gedrag nie. Wel, dit is die mening van Dr. Shahida Omar, 'n direkteur van die Teddy Bear Foundation, en dit is 'n nie-regeringsorganisasie wat werk met kinderslagoffers van mishandeling en trauma. Omar skryf in 'n meningsstuk vir Nova News dat kinderkwesbaarheid jarelank hoofsaaklik deur die lens van armoede bekyk is, maar dat dit nie beperk is tot arm gemeenskappe nie. Omar sê die dood van Ethan Coetzee, 'n oud leerling van die Johannesburgse Spogskool, en Cameron Waldeck Cooks, 'n graad 11 leerling aan St. Stithians, wys dat kinders in bevoorregte gemeenskappe ewe kwesbaar is en dat die gemeenskap moet kennis neem van die druk op hulle. Lees die volledige artikel op novanews.co.za. In van dese week se uitgawe van die Weslander kan jy meer lees oor die duisende trekduikers wat daagliks oor die Bergrivier vlieg. Die voëls vlieg soggens see toe, agter skole vis aan en jag op 'n goed gekoördineerde wyse saam. Die Bergriviermond is 'n belangrike broeigebied vir verskeie visspesies en dit verskaf gedurende die winter volop voedsel,
wat verklaar waarom trekduikers in die wintermaande in groter getalle in die gebied voorkom. Die Hermanus Times berig oor die 18-jarige Amber Rose Berry, wat as 2-jarige in die see by Pringle Bay gegly en 'n waterfobie oorgehou het, maar eersdaags die Engelse Kanaal wil aandurf. Die sowat 34 km tussen Dover en die Franse kus word beskou as een van die grootste oopwater uitdagings ter wêreld. Sou Berry slaag, sal sy die jongste Suid-Afrikaner wees om dit reg te kry. Berry wil met haar poging geld insamel vir die Ukukula Instituut, 'n organisasie wat beurse vir Rhodes Universiteit verskaf aan behoeftige studente-atlete uit Oos-Kaapse hoërskole. En dis dan 'n oorsig van interessante nuus, soos verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. Onthou, as jy op hoogte wil bly van plaaslike sowel as wêreldnuus, Nova News is gratis. 21 gemeenskapskoerante en hulle is van reg oor die land, sorg vir daagliks opgedateerde nuus. Jy kan hulle gaan volg by novanews.co.za. Nou is dit tyd vir sportnuus. Jana Swart is gereed om ons te vertel van die naweek se sporthoogtepunte. Hier is Jana. Baie dankie Daniela. Rugbykoers loop hoog in Suid-Afrika en ons begin met nuus oor die Greatest Rivalry reeks. Cohen Bosch maak Saterdag aand op Loftus Versveld sy buiging vir die tuisspan in hul kragmeting teen die All Blacks. Die Bulls afrigter Johan Ackerman het vanoggend 'n sterk span aangekondig. Die Springbok skrimskakel Ambrose Papier en Bosch het die potensiaal om as skakelpaar die Nieu-Zeelanders te laat bond staan. Die voormalige junior Springbok Hanro Liebenberg draf ook weer uit vir die Bulls. Die ervare All Black loskakel Richie Mo'unga is op pad na Suid-Afrika. Mo'unga, wat 56 toetse agter sy naam het, is deur die Nieu-Seelandse Rugby Unie vrygestel om die senter Billy Proctor te vervang. Proctor het 'n skouerbesering opgedoen. Mo'unga was aanvanklik nie vir die Greatest Rivalry reeks verkiesbaar nie. Hy het die afgelope 3 jaar in Japan gespeel en het dus nie aan die Nieu-Seelandse Rugby Unie se streng keuringsbeleid voldoen nie. Mo'unga het die groen lig gekry nadat hy onlangs teruggekeer het en vir sy tuisprovinsie Canterbury gespeel het. Hy het al 10 toetse teen die Springbokke gespeel. Lees ook môre in die papier die voormalige Springbok Bob Skinstad se tweede rubriek. Skinstad gee sy indrukke van die eerste 2 Greatest Rivalry wedstryde teen die Stormers en die Sharks. Hy praat ook oor die Springbokke se oorwinning oor Argentinië en Cameron Hanekom se pypvertoning. In Curriebeeker nuus. Môre speel die Leeu's op Witse velde teen die Boland Cavaliers in die 5de ronde van die Curriebeeker reeks. Die voorloper en verdedigende kampioen Griquas wag in Kimberley vir die Sharks. Saterdag reis die Stormers na Nelspruit om die Pumas te pak. Die Bulls hoop om Sondagmiddag op Loftus Versveld teen die Cheetahs hulle eerste oorwinning in die reeks te behaal. In skole rugby nuus. Grey College se eerste span sal Saterdag meer as 'n bietjie Grey Magic nodig hê indien hulle vir die eerste keer sedert 2019 die span van Polroos Gimnasium in die Markotter Stadion wil klop. In ander belangrike skolewedstryde in die Verseker Noordval beker kom die onoorwonde Garsfontein Dinsdag teen Waterkloof te staan in die halfeindstryd. In die ander halfeind speel Monument tuis teen Noordheuwel. In vroue rugby. Swys de Bruin, hoofafrigter van die Springbok vrouespan, is in sy noppies na sy span se 55-12 oorwinning oor Fiji die afgelope naweek. De Bruin sê hy sien uit na Saterdag se tweede en laaste kragmeting teen Fiji voor hulle Nieu-Seeland op 5 September op die FNB Stadion in Johannesburg aandurf. Ons sluit af met atletiek nuus. Die oud Springbok atleet Johan Fourie het aan die papier gesê hy is baie beïndruk met die vertonings van die Suid-Afrikaanse atlete by die pas afgelope onder 20 wêreldatletiek kampioenskappe byeenkoms in Oregon. Fourie sê die feit dat Suid-Afrika 10de uit 147 lande kon eindig, spreek boekdele van die talent vir die toekoms. Hy waarsku egter dat daar na die atlete gekyk moet word om te keer dat hulle verlore gaan vir die sport.
Die spiesgooier Jan Hendrik Heymans het Suid-Afrika se enigste goue medalje verower. Dit was dan hierdie week se belangrikste sportnuus. Maak seker jy lees môre die papier vir nog meer sportnuus. Ons het vir jou 6 bladsye se sport, wat ook 'n skoolsport bladsy insluit. Volg gerus ook ons webwerf by diepapier.co.za as jy op hoogte wil bly van plaaslike en internasionale sportnuus. Terug na jou, Daniella. En dit was dan ons sportverslaggewer, Jana Swart. Ongelukkig is dit nou weer tyd om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel was. As jy hiervan gehou het, maak seker jy teken sommer nou dadelik in op die papier praat om seker te maak jy loop nie ons uitsendings mis nie. Onthou, Vrydag is daar 'n splinternuwe uitgawe van die papier te koop op winkelrakke landwyd, ook naby jou. Dis ook op ons webwerf beskikbaar as 'n e-uitgawe, so volg gerus die webwerf. Dit is by diepapier.co.za om daarop in te teken en as jy op hoogte wil bly van daaglikse nuus. Totsiens, tot volgende donderdag om 7.